Here, en ons kom vanoggend en ons verklaar, Here, daar is geen twyfel, Here, in ons harte, dat U werklik bestaan, Here. Dat U die God van Abraham, Isak en Jakob was, Here, en ook ons God, Here. Ons verklaar dit vandag, Here. U is ons God, Vader. En in Jesus Christus het ons redding ontvang. Dankie, Here. Dankie, my God, dat ons kan kom net soos wat ons is, Here. En U sal vir ons vissers van mense kom maak, Here. U sê, Here, kom net soos wat jy is. Moenie wag tot jy ophou met dit en ophou met dit en ophou met dit nie. Kom net soos wat jy is. En dankie, Here. Dankie, Here, dat daar geen 5-punt plannetjie is, Here, van alles wat ons eers moet doen nie. U sê, kom bely voor my, dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand sal tot by die Vader kom, behalwe deur hom nie. Hy het gesterf aan 'n kruis. Hy het opgestaan uit die graf, en hy het opgevaar om vir een en elkeen van ons te gaan plek voorberei. En dankie vir dit, Here. Woorde, Here, het ons nie, Here, om daardie dankbaarheid werklik te kan beskryf nie, Here. So ek bid, Here, kom vanoggend, Here, en kom seën, Here, elke woord wat gespreek word, Here. Nie uit my kop, uit my hart nie, Here, maar uit U hart, Here. Kom, Here, en kom bedien vanoggend U volk, Here, wat met 'n verwagting vanoggend voor U sit, Here. Maak elkeen se hart oop, Here, maak ons ontvanklik, Here. Here, laat ons nou net sal afsny, Here, van wat môre op ons wag, Here, volgende week, Here, vanmiddag dalk, Here, dat ons, Here, nou sal fokus op die opgestane Jesus. Amen. Amen. Kom ons gee die kinders geleentheid om hulle plekke te kry. Vanoggend se tema is breek af die mure. Breek af die mure. Soms kry ek en jy verskriklik swaar. Ons word verskriklik te nagekom. Dit voel of iemand dit dolk in jou hart indruk. Mense doen goed teenoor jou en jy bou 'n muur rondom jou hart op. En jy gaan so ver om te sê, 'n mens sal my nooit weer so seer maak nie. Nooit nie. Hoor jy wat doen jy? Jy's besig om 'n soos hulle in Engels sê, 'n inner vow te maak. Jy lê 'n belofte hier binne af. Ek sal nooit toelaat dat iemand weer so naby aan my kom dat hy of sy my so gaan seermaak. Ek sal dit nooit toelaat nie. En dan op 'n dag wanneer jy gereed is om die wêreld weer in die oë te kyk, dan kom jy op 'n dag en jy kan nie verstaan nie, maar Here, niks gebeur nie. Dit voel of ek nie lekker met U connect nie, my finansies is in die tjoep af, my verhouding met my vrou of my man werk nie lekker uit nie, en jy vergeet van daai inner vow wat jy way back al gemaak het. Dood eenvoudige ding wat ek vanoggend vir jou sê. En in 'n oomblik van kwaadheid sê ek sal nooit weer toelaat dat iemand dit aan my doen nie. Hoor julle? Ek sal nooit weer toelaat, sê maar jy's in 'n verhouding of hoe ook al, en die verhouding gaan uitmekaar uit en jy's so kwaad en hartseer en emosioneel en wat ook al. En jy sê
ek sal nooit weer toelaat dat 'n man of 'n vrou my hart weer so sal breek nie. Jy lê 'n innerlike belofte hier binne af, wat vir jou op 'n dag gaan kom hap. Los hom. Dis reg. So ek wil vanoggend vir jou vra, dink, selfs nou, ons sal later geleentheid gee, dink 'n bietjie, waar het ek 'n inner vow gaan aflê? Waar het ek gesê, ek sal nooit weer toelaat dat iemand dit aan my doen? Ons almal in hierdie vertrek, almal van ons is al te nagekom. Almal. Ons is al beledig, ons is al teenoor ons is gesondig, daar sal gegil en geskree en gevloek en geskel op ons. Ek wil sê almal, ek glo in my hart, almal kan getuig, ja, dit is so. Dit is so. Ek wil vir jou lees Esegiel 36 vers 26 uit die 53 vertaling uit. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Hoor julle? Ek sal die hart van klip, niemand sal my weer so seer maak. Ek sal nie toelaat dat iemand my weer so vertrap nie. Ek sal nie. En God sê, ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Dit is wat God kan kom doen. Sou ek dit wil hê, dan kan God vanoggend daai klipharde hart hier binne in jou, kan hy kom uitruk. Hy kan vir jou 'n hart van vlees kom gee. Jy weet mos daai wat ons, ek vergewe jou, maar ek sal nie vergeet nie. Ek is soos 'n olifant, ek onthou. Hoor jy, ons vergewe met voorwaardes. Ons vergewe met voorwaardes. Ek gaan nou maar, ek en my vroukie kom nou al van 10, 12 jaar oud af aan. So oor die jare was dit nie net maanskin en rose nie. Amper val ek van die trap af. Dit was nie net maanskin en rose nie. Almal het nie net die hele, of ek en sy het nie net die hele tyd gejippie en dis wonderlik en dis goed. Oh no. Inteendeel, ons is al twee harde koppies, twee harde klippies, wat maar lekker kan spaak aan mekaar. Die aand voor ons getroud is toe, ek kan nou nie die hele storie vertel nie, maar die aand voor ons getroud is toe gaan Laila my mos nou by my vrou se huis af. Ag ja, sy man, daar sit my skoonma, sy kom ons sê, sy moes my in die bed kry. En ek is al agter my vrou aan, en sy sê, as jy nie nou geopen nie, dan trou ek nie môre met jou nie, sê sy. So dit was nie net maanskyn en rose nie. Daar was ook fireworks. Daar was lekker fireworks. Ek het eendag van gesê, in die naam van Jesus, Satan. Wow. Sien jy hoe maklik kom ons met ons tong en ons kom sê, ek sal vir jou so en so. En die volgende sê, ek sal nie weer toelaat dat dit gebeur nie. Ek gaan nie toelaat dat jy op my kop sit nie. Ek gaan nie toelaat dat jy my weer so vertrap nie. Ek sal dit dood eenvoudig nie toelaat nie. Ons is al beledig, daar is al gesondig teen ons. Hoe moet ons as Christene optree as dit gebeur? Hoe moet ons optree? Almal ken die regte antwoord. Almal van ons ken die regte antwoord. Hoe moet ons optree? Volgens die Bybel moet ons vergewe. Volgens die Bybel moet ek en jy daai volgende ou vergewe. Dis 'n moeilike som om hier tussen my ore te maak. As iemand my gevloek en geskree en geskel het, as iemand my, sê maar van my gesteel het, as iemand wat ook al aan my gedoen het, dis moeilik om, die Bybel sê vergewe, maar dit voel so waar betekens, kan ek nie die Bybel net agter my rug wegsteek. Dis moeilik, dis uitdagend om te sê, ja die Bybel sê ons moet vergewe, dit is so. Efesiërs 4 vers 32 sê,
maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En weet jy, toe ek hierdie boodskap voorberei, tog Jesus Here, hier is so baie skrifverwysings van vergewe en vergewe en vergewe en vergewe. Ek en jy loop vir jare lank met goed hier binne, wat ons nog nie ander mense vergewe het oor nie. Dis al so natuurlik by ons dink nie eers daaraan nie. Dit moet eintlik maar volgens ons, moet dit net so wees. Die boodskap van hierdie vers vertel vir ons om ander te vergewe, net soos God vir my en jou vergewe. Wow, man. Om ander mense te vergewe, soos God my al vergewe het. Dink nou 'n bietjie, miskien is julle all holy and mighty, prys die Here. As ek moet terugdink aan 17, 18, 20, 30 jaar oud. Wow. 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 Kan ek waarlik die liedjie sing wat die mense op die plaas sing? Hy het my uit die moddersloot kom uithaal. Hy het my uit die moddersloot kom uithaal. Ek wil regtig nie vanoggend vir jou terugvat na ou goed wat jy al afgelê het en vergifnis voorgekry het nie. Ek wil jou terugvat op 'n plek soos God my vergewe het vir alles. Net so moet ek ander mense vergewe. En hoekom moet ek dit doen? Want ek word vergewe. Ek moet ander mense vergewe want ek word vergewe. As God alles teen my gehou het, wat ek al in my 60 jaar al gedoen het, sal nooit die hemel gehaal het nie. Sorry. Jammer om dit te bely, maar ek sou nie die hemel gehaal het nie. Hier tussen ons twee ore gebeur die grootste sonde. Dit is die teelaarde van sonde hier in ons kop. Ons staan maar so voor mense en ons smaal net so breed en ons in ons harte dra ons wrokke teenoor mense. As jy my pad gekruis het, moet jy, ek sal vir jou glimlag, ek sal vir jou tot 'n môre en 'n aand prentjie stuur, but I'll remember. Ek sal vir jou onthou. Ek sal jou onthou. Vergifnis sou baie makliker gewees het, as jy net die kon vergewe het, wat regtig berou getoon het. As ek iemand aan my iets gedoen het, en hulle kom na my en sê, hoor, ek is regtig verskriklik jammer. Dis maklik om so iemand te vergewe. Dis maklik om dit te doen. Maar die Bybel vertel vir ons moet vergewe sonder voorwaardes. Ons moet vergewe sonder voorwaardes. My vrou kan nie sê, ek vergewe jou maar, of ek kan nie sê, Here, ek sal nou maar die bosblomme koop, maar hoekom het jy vir my so 'n moeilike vrou gegee? Daai maar, julle hoef nie te bid vir ons huwelik, hoor, ons is quite alright. Ons is quite alright. Ek en jy wil vergewe met voorwaardes, maar ons moet vergewe, al toon daardie ou of meisie, al betoon hulle geen berou. Al gaan hulle aan met hulle lewe asof daar niks in die wêreld verkeerd is, moet ek in my hart vergewe. Ek was baie jare terug in 'n situasie. Ek hoop nou nie die kans is 0 dat hy dit sal kyk. Maar in elk geval, die man wou 'n date met my vrou gemaak het. Maar sy net eenvoudig net gesê, dit het en ek het hierdie wrok in my in. En ek is so kwaad. En vir jare en jare en jare het ek die man vergewe en ek het vrygespreek. En ek het voor in die ry kom staan voor in die kerk en ek het gehalleluja en my hande opgetel. Ek het so vergewe, maar as ek my kom kry, dan is dit weer hier in my. En wat gebeur? Ek het hierdie storie al vertel. My jongste seun, hierdie mense bly, se omtrent so, give and take 180 km nou van ons af. Heinrich besluit met sy matriek afskeid.
Hy gaan daai man se dogter vra vir matriekafskeid. Ek tog, Here, hoekom dan nou? Daar's mos hordes ander vroumense op die aarde. En ons het daai Saterdag 'n uitreik by Robertson kinderhuis. Nou ry ek en Heinrich met my eie voertuig, want hy moet nou die mense gaan sien of met die meisiekind gaan praat. En hoe nader ek aan Robertson kom, hoe vinniger klop my hart, want ek weet hoekom het die Here dit eintlik so bewerk. En ons het gestop by die kinderhuis en ek het geweet dat ek hier moet opry daar waar die ou werk. En ek het gegaan baie teen my wil en teen my sin, dit moet ek vir jou sê. Ek het allerhande, ek het sê, ja my Here, onthou toe ek sommer alles wat hy al gedoen het teen my, ek het net so lang lys, né? Hoekom ek nie hoef te gaan nie. Maar ek is op soontoe, en voor die ou nog sy hand kan uitsteek en my groet toe sê ek, hoor, ek vergewe jou. Ek spreek jou vry. En dis soos 'n jarelange las wat jy van jou skouers afval. Is dit maklik? Nee. Dit is uitdagend, dis moeilik, dis werklik waar. Ons wil negotiate met die Here. Sien my net hierdie enetjie oor, asseblief. Ek sal almal vergewe, maar hierdie een is 'n bietjie taai. Hy's 'n bietjie taai. Hy gaan net preek op 'n ander plek, moenie dink hy staan nou op omdat hy nie hou van wat gesê word, hoor. Al hierdie tekens, as ons met voorwaarde vergewe, en as ons weier, ons neem nog mense kwaalik, ons wil hulle nie vergewe nie, want ons neem hulle nog kwaalik, ons het bitterheid en woede nog hier in ons harte. Sê vir my, dit is nie so nie, sorry, ek gaan dalk vir jou lag. Ons almal loop soms met bitterheid en woede hier in ons harte. Ons het geleer om 'n mooi smile op ons gesig te sit, maar hier binne is 'n ander oorlog aan die gang, as wat ons bereid is om vir die wêreld te gee daar buite. En al hierdie tekens van bitterheid, woede, sê mense nog kwaalik deel, of jy wil hulle vergewe op voorwaarde, is tekens wat nie by 'n Christen hoort nie. Nou rocket science, ons weet dit almal. Ons weet dat jy nie 'n Christen kan wees, of sê ek is 'n kind van die Here, maar jy loop met bitterheid en woede en haat en nait in jou lewe rond nie. In die Here se gebed vra ons God om ons sondes te vergewe, net soos ons ook die wat teen ons gesondig het vergewe. Ek dink almal soos ons hier sit, ken nie ons Vader. Ons gaan vir hom net so uitreig soos 'n reimpie. En dan bid ons, Here, vergewe ons sonde, net soos ons ook die vergewe wat teen ons sondig. Amen. Ons dink nie eers daaraan nie. Ons dink nie eers daaraan nie. As jy werklik gekonfronteer word in die situasie om te vergewe, dan vergeet jy, Here, vergewe my sonde. Daar gaan ongelukkig nie 'n dag om, dat ek nie in die aand, so ek doen maar so stoktaking van my dag, en dan moet ek so baie vergewe soms, en vergifnis vra, vergifnis vra, dat ek later aan dink, maar gaan ek ooit vanaand slaap? En dan niks major eintlik gebeur in die dag nie. 'n Ou jaag voor jou in oor die stopstraat, 'n taxi, ou ene, ons almal wil gebaretaal praat, as hulle voor ons injaag. Ons almal kom op 'n stadium wat woede opvlam hier binne in jou, en jy reageer uit emosie uit. Jy vergeet baie vinnig dan van die Bybel. Dis vir my 'n verskriklike moeilike ding. Want ek sê vir my seuns ook, jy hoef vir jou vrou te regeer, moenie laat hulle op jou kop sit, hoor. Hoor julle wat ek eintlik doen? Ek provoke eintlik nou moeilikheid in die huwelik. Ek provoke dit. Want dit voel vir my, en so waar, ek het nie niks hare op my kop, omdat my vrou op my kop sit. Verseker nie. Ek sê, en dit het ek gelees lang jare terug al, ons as kinders van die Here is nie 'n deurmaatjie wat mense hulle voete aankom afvee nie. Ons is nie. Beteken dit ek moet ongeskik wees? Nee, inteendeel.
Beteken ek moet lief hê. Beteken dit ek moet vergewe? Ja, ek moet vergewe, sonder voorwaarde. Ek moet vergewe. Jesus sê in Matteus 6 vers 14 tot 15, sê hy, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. As ons nie gaan vergewe nie, gaan ons nie vergewe word nie. Dis dood eenvoudige, elementêre discipleship 101 wat ek vandag vir jou gee. Jy ken jou Bybel, jy weet, ons almal ken nie ons Vader. As ek nie vergewe nie, kan ek nie verwag dat ek moet vergewe word. Wanneer ons een van God se wette verontagsaam, dan sondig ons teen God. Wat sê die 10 gebooie? Wees lief vir jou naaste. Is naaste net die mense wat nice en wonderlik en goed is vir jou? Nee. Naaste is ook daai een wat vir jou vloek en vir jou skree en vir jou plat maak soos 'n slang op die vloer laat seil. Daai is jou naaste. Jy moet vir hulle lief wees. Jy moet vir hulle lief wees. Dis 'n mindshift wat ek en jy moet maak. Ek moet hulle lief hê. Daai ene het 'n winkel. Is almal wat by jou winkel inkom vriendelik, wonderlik? Nee. En wat moet sy doen? Sy moet so, koop net iets asseblief. Koop asseblief net iets. Dis hoe sy voel. Al wat ook al. 'n Mens kry regtig waar partykeer mense dit voel vir my hulle is onnodig net moeilik. Ek weet nie hoekom nie, maar hulle is net onnodig moeilik. En partykeer voel ek veral in 'n restaurant as iemand ongeskik is met 'n waiter of iets, voel dit vir my of jou hart wil in mekaar inkrimp. Daai kind doen ook maar net 'n werk. Daai kind probeer ook sy of haar beste wat hulle kan. En dan kry jy mense wat hulle self so aanmatig. En hulle kyk so neer op jou. Hulle praat so af na jou. Wanneer ons ander mense te nakom, is dit nie net teenoor daai persoon nie. Ons kom God te na. As ek haar te nakom, ek kom vir God te na. Sy is geskape na God se beeld en gelykenis. Wie's ek om haar te na te kom? Of vir hom te na te kom? Wie's jy om my te na te kom? Maar as ek mense te nakom, dan doen ek dit teenoor God. En indien ons besef hoe God al ons oortredinge vergewe, alles. As ek kom en ek sê, Here, vergewe my, en dan voel dit later en jy het nie genoeg vingers om hulle te tel nie. Vergewe my, dan sê God is reg. Jy toon opregte berou. Ek vergewe. Ek gee vir jou 'n nuwe skoon bladsy om 'n nuwe storie te begin. Daar's altyd 'n kans om weer te begin. Altyd. Die belangrikste is, as ek en jy val, is om op te spring en weer te probeer. Dit is die belangrikste. As ons val en ons murmureer en ons begin onsself jammer kry, dis wat die duiwel vir my en jou wil hê. Hy wil hê ons moet op daai plek wees. Ons het baie meer teen God gesondig as wat ander mense teen ons gesondig het. Dink 'n bietjie vir jouself. Wat het jy al alles in jou lewe aangevang? En nou praat ek van, hoe gaan ek nou? Ek wil nou 'n voorbeeld gebruik. Ek is nie kwaad vir haar nie, maar ek het net niks met haar te doen nie. Ag asseblief. Jy weet mos nou, dit is 'n vals vergifnis. Ek is nie kwaad vir haar nie, maar ek bly, as hy net uit my pad uit bly. Of ek is nie kwaad vir hom nie, ek wil net niks met hulle te doen hê nie. En jy kry selfs familie wat vir jare lank nie 'n woord met mekaar praat. Jy kry familie wat 2 en 3 kilometer uit mekaar bly en hulle kom net nie by mekaar nie.
Hulle kom net nie by mekaar nie. Daar's geen, as jy hulle gaan, ek van amper sê, konfronteer en vra, wat is verkeerd? Niks is verkeerd nie. Nee, ons het mos 'n goeie verhouding, ons het mos 'n oop verhouding, ek sal sê as iets pla. Maar jy weet dat jy weet, iets is definitief verkeerd. Indien God al ons sondes vergewe, hoe kan ons weier om mense se kleiner sondes teenoor ons te vergewe? Waar kom ek en jy op 'n pedestal om te sê, ek sê nie jammer nie, ek sê nie, ek vergewe jou nie, ek gaan net aan met my lewe, asof dit nooit gebeur het. Skuif dit weg, dit sal verdwyn. Ek weet dit sal een of ander tyd verdwyn. En ons gaan aan, asof niks gebeur het, maar met ons tong sny ons mense se harte, ruk ons uitmekaar uit. In 'n oomblik van woede sê ons goed, wat jy nooit weer sal kan terugkry. Ons skinder lekker van mekaar, ons sê mekaar sleg, ons vloek mekaar, ons skree op mekaar, ons knife agteraf. En ons sit Sondag in die kerk en ons druk nog ook mekaar, né? Ons druk nog ook mekaar. Sê ek, jy's vandag so, nee, ek sê dit so nie. Ek sê ondersoek jou hart en kyk, wat is hier in jou hart aan die gang? Ek wil afsluit met 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is wat God kan doen vir jou. Wie is ek om dit nie vir 'n volgende persoon te doen nie? Wie is ek om met haat en bitterheid en woede in my hart teenoor 'n skepsel van God te loop? Wie is ek om goed hier in my kop te dink, dalk hoe ek baie subtiel daardie ene bietjie gaan terugkry? Baie van ons doen dit. Baie van ons, julle is nou doodstil. Dis nou net ek wat ondersoek jou hart en vra vir God, Here, wys my, Here, wat hier in my hart aan die gang is. Wys my, Here, wie moet ek 10, 20, 30 jaar terug se vergifnis? Ek was in graad 1, graad 2. Ek was nou een van daai soetseentjies gewees. Ek is altyd, as die inspekteur maar so by die skole omkom, onthou julle daai ene? Dan is ek die ene wat moet lees, en ek moet 'n gedig opsê, so. Maar, ek is geboelie in graad 2, daai tyd Sabee, ek is geboelie. Dan maak ek my eie plan. Ek loop 'n ander pad huis toe, totdat meneer en sy vriende agterkom, nee, maar hierdie ouke loop 'n ander pad huis toe. En dan toe wag hulle my eendag daarin. Maar dit het oor die jare vir my, dit was niks. Toe ek gekonfronteer word en ek begin die boek skryf, toe besef ek werklik, Here, dis ietsie wat haak in my lewe. Ek het eintlik nooit besef dat dit nog 'n impak op my lewe gehad het nie. Ek het dit nooit besef nie. Raak stil en vra vir die Here, Here, waar het ek iemand te nagekom? Waar was ek erglik met iemand anders te gewees? Waar was ek nie vandag die Bybel in 'n ander ou se lewe nie? Ons kan maklik elke Sondag kerk toe kom, ons steek ons hande op, ons sing halleluja, ons amen, ons doen al die regte goed, maar ons dra haat en bitterheid hier in ons harte rond. Gaan jy die hemel haal? Ongelukkig nie. Sorry. As jy nie na God kom en kom bely nie, dan gaan jy nie die hemel haal nie. Ek sit baie keer so en dan
dan sê ek, Here, wys my, Here, wat is daar nog? En eerlik, daar gaan nie 'n geleentheid om, dat die Here my nie iets wys nie, jy het vergeet van daai. Maak doodseker, dat jou hart elke dag skoon, rein en geregverdig is. Ons was Woensdag hier, iemand kom praat oor Israel en so aan, en die persoon sê, as jy in die oggende wakker raak, en jy voor jy jou voete op die grond sit, dan vra jy, dan sê jy, môre God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat kan ek vandag doen vir u koninkryk? En donderdagoggend, toe doen ek dit. Nou is ek met 'n verwagting, wat gaan ek doen? Sies tog man, word ek gekonfronteer met 'n tante, wat vir my al die opdrand in my wêreld ingee, en hoe meer ek mooi en saggies en liefies praat, en jy trek party vir die ander kant, en jy is so, en jy so, en ek praat nou met die pastoor, kyk sy my so in my oor, ek praat nou met die pastoor, hoor sy sê, hoor jy, en ek het net rustig gebly, ek het net gesels, en sy eindig, en sy sê, jy het vandag, met jou stil gees, het jy vandag 'n glimlag op my gesig kom sit. En ek besef dadelik, dankie Here, ek het hierdie toetsie deurgekom.